Baie welkom weer hier waar ons by mekaar kom na die lang naweek wat verby is en ek is bly almal wat gery het is veilig en is veilig terug. Ek sê nou daar agter vir die manne, hierdie naweek is 'n dodelike trilogie, né? Lang naweek, skoolvakansie, pay weekend. So is 'n wonder dat ons soveel in die diens is vanmôre, maar baie welkom. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Dankie Here dat U ons veilig teruggebring het, dat U ons die genade en die guns gegee het om in hierdie afgelope naweek ook U wonderlike teenwoordigheid te beleef. Daar oral in die wêreld waar mense bymekaar gekom het en U naam groot gemaak het. Dankie dat ons weet vanmôre Here dat U is in ons midde. En U is hier want U het beloof dat U sal wees waar 2 of 3 bymekaar kom. Dankie dat ons weet vanmôre ons is in die teenwoordigheid van U heilige woord. Dankie dat U woord die waarheid is, dat ons lewens daarop kan bou. En ons wil vanmôre bid en vra, Here, kom seën dit aan ons harte. Kom maak ons harte oop om U woord te hoor. En Here, skryf dit op die tafels van ons harte. Dankie, ons kyk nou in verwagting op na U, en ons dankie dat ons van U kan leer. In U kosbare en heilige naam. Amen. Vriende, so in die vorige boodskap voor die afgelope naweek en voordat broeder Freek vir ons daar die monoloog gedoen het ons gekyk na die eerste deel van Jesaja 42 en ons het stilgestaan by die eerste 10 verse, die eerste 9 verse en die tema van daardie boodskap was die lied van die diensknegt, want hoofstuk 42 handel oor die nederige diensknegt. En ons het gekyk in daardie gedeelte na die lied van die diensknegt. Die nederige diensknegt wat van God gekom het om ons te help in ons hulpelose toestand van sonde. Dit is waarna ons gekyk het. En daardie nederige diensknegt wat ons roep tot nederige diens, tot 'n lewe van nederige diens, tot 'n lewe van sterf aan self en kruis opneem. Vandag gaan ons voort met die tweede gedeelte van hoofstuk 42 en ons gaan stilstaan vanaf vers 10 tot by die einde van die hoofstuk. En die tema vandag is die werk van die nederige diensknegt. Eerstens die lied van die nederige diensknegt, tweedens die werk van die nederige diensknegt. Blaai dus saam met my na Jesaja 42 en ons gaan die eerste 3 verse vanaf hoofstuk 10 gaan ons saam lees en dan so deur die hoofstuk werk soos wat ons gewoonlik doen. Vers 10 tot 12. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof van die einde van die aarde af. Julle wat op die see vaar en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon. Laat die rotsbewoners jubel, van die top van die berge afskreeu. Laat hulle aan die Here die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Die eerste 3 verse van hierdie tweede gedeelte is 'n loflied wat opgerig word tot die knegt van die Here, die nederige diensknegt van die Here. 'n Loflied vir die oorwinning wat hierdie nederige diensknegt sal behaal en sou behaal. En vriende, alle mense op aarde behoort hierdie loflied te sing, want vir alle mense het die nederige diensknegt van God die oorwinning oor sonde behaal. Vir alle mense op aarde het die nederige diensknegt van God die prys vir sonde betaal. Die eindes van die aarde, die wat op die see vaar, die bewoners van die eilande, almal wat in die woestyne woon, die wat in die berge woon, almal behoort lof aan God te bring vir die werk van die nederige diensknegt. Die nederige diensknegt wat homself sou ontledig, wat hom sou gee as 'n offer vir almal en wat die mag van sonde sou breek en wat vir die mens weer direkte toegang tot God sou gee. Alle mense op aarde behoort voor die Here rond te kruip in dankbaarheid vir die werk wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Alle mense op aarde behoort God voortdurend te dank vir die werk wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Die werk van die nederige diensknegt, toe hy ons daardie dag vrygekoop het van die dood en van die hel. Iets wat ons nie verdien het nie. Maar helaas, die meeste mense
sien nie wat God vir hulle gedoen het nie. Verstaan nie wat God vir hulle gedoen het deur sy nederige diensknegt en deur sy gruwelike en nederige dood aan die kruis nie. Want die meeste mense op aarde buig hulle vandag nog steeds voor afgode neer. Vanaf vers 13 tot en met vers 17 sien ons dan die optrede van God teen die afgoderry van die mens. Vers 13 tot 14 sê, die Here sal uittrek soos 'n held, hy sal sy ywer opwek soos 'n krygsman, hy sal die strydkreet aanhef, ja uitskreeu en teen sy vyande hom as sy held openbaar. Ek het baie lank geswyg, my stil gehou, my bedwing, maar nou sê God, ek sal uitskreeu soos een wat baar, ek sal hard asemhaal en hyg tergelykertyd. Hierdie twee verse het te doen met die volk wat in ballingskap sou wees en dat God hulle weer sal verlos deur Kores. Maar vriende, hierdie twee verse verwys ook na die tweede koms van ons Here Jesus Christus. Nie as 'n nederige diensknegt nie weer as een wat stil is, wat nie sal uitroep op die strate nie. Nee, as die koning van die konings en die aanvoerder van die hemelse leerskare. Kommentaarskrywers sien in hierdie twee verse die duidelike verskil tussen die werk van die nederige diensknegt en die koning wat kom om te oordeel aan die einde van die kerkbedeling. In vers 2 van die hoofstuk sien ons die stil en die nederige diensknegt. En dit is presies hoe die bediening van ons Heiland op aarde was. Hy het nie uitgeroep op die strate nie. Nederig en stil het hy sy werk gedoen, maar wanneer hy vir 'n tweede keer terugkom, sal dit wees om met die mens se sonde te deel, sal dit wees om as 'n vors te kom afreken met die mens se ongehoorsaamheid en afgoderry. En in vers 15 sê hy presies wat hy gaan doen as hy weer terugkom. Ek sal berge en heuwels woes maak en al hulle plante laat verdroog en ek sal riviere tot eilande maak en waterplasse laat opdroog. Maar dan sien ons hier weer in vers 16 die genade van God, wanneer hy deur Jesaja sê, maar ten spyte hiervan, ten spyte van die feit, dat ek in soveel toorn sal kom, ten spyte hiervan, dat ek sal kom vir die tweede keer om te oordeel, sê in vers 16, ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie, en hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit, en die hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalat nie. Vir die wat wou, vir die wat na God sou soek, sou God weer hulle oë vir hulle open. God sou hulle wat soek weer beloon met lig en met 'n uitkoms uit die duisternis. Vir hulle wat wou, sou God die duisternis vir hulle weer lig maak. En sê vir my vriende, is dit nie presies wat God die afgelope 2000 jaar gedoen het tydens die bedeling van die kerk nie? Hoeveel geestelike blindes, miljoene mense het in die afgelope 2000 jaar hulle geestelike oë geopen gehad, omdat hulle gesien het wat God wou gehad het hulle moet sien. Die geestelike duisternis in hulle lewens het lig geword. Maar daar is altyd die wat volhou in sonde en in afgoderry, en dit was so in Jesaja se dag, dit sou so wees tydens hulle ballingskap, en dit is tot vandag toe so, want in vers 17 sê God, maar die wat op gesneede beelde vertrou, wat aan gegote beelde sê, julle is ons gode, die sal agteruitwyk en diep beskaamd staan. Net soos in die tyd van Jesaja, so sal dit ook wees voor die koms van die Seun van God. Daar sal geweldige afgodediens op hierdie aarde wees. Sien, die oorgrote meerderheid van die mense op aarde aanbid afgode. En ons het al daarna gekyk, maar ek wil vanmôre net dit noem. Daar is die wat persoonlike afgode aanbid. Personal gods. Mense aanbid hulle self. Mense aanbid hulle geld en hulle besittings, hulle prestasies, hulle kinders en hulle kinders se prestasies, hulle besighede, hulle beroepe, hulle kwalifikasies. As jy mooi na die moderne westerse wêreld kyk, dan sien jy dit is een groot selfkultus van selfverheffing en hoogmoed.
Almal wil deesdae selfies neem en iewers post en vir almal wys in 'n baie exhibitionistiese manier. Kyk wat het ek gedoen, kyk waarmee is ek besig, kyk hoe goed is ons, kyk hoe suksesvol is my gesin, kyk waarmee is ons besig. Selfverheffing en 'n selfkultus, waarin die Weste homself heiliglik bevind. En met die aanvang van die sosiale media het dit ontplof tot skokkende proporsies. Persoonlike afgodediens. Dan is daar die godsdienstige afgodsaanbidders. Die boeddhiste aanbid vir Boeddha en die moslims aanbid vir Allah en die hindoes aanbid hulle duisende gode en die Roomse katholieke aanbid die hemelgodin en haar seun en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Die meeste mense aanbid iets of iemand. Maar min mense aanbid die ware God van die hemel. Min mense is waarlik los van hulle self en toegewy aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Min mense op aarde is werklik volgelinge, disciples van ons Here Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Waarom is die mens dan in so verskriklike toestand? En die antwoord het God reeds genoem in vers 16, maar hier in vers 18 tot 20 brei hy meer uit deur Jesaja. Luister wat sê hy, hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. Wie is blind buiten my knegg en doof soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind soos die vertroude vriend en blind soos die knegg van die Here? Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie, ore oop gehad, maar jy het nie gehoor nie. Nou vriende, let op, die knegg van die Here in hierdie 3 verse is klein letter. Dis nie die nederige diensknegg waarvan hierdie hoofstuk praat nie. Dis nie die nederige diensknegg, die Here Jesus waaroor hierdie hoofstuk handel nie. Dis die leiers van God se volk, wat in diens van God was, sy knegte, sy boodskappers, hulle wat vir die volk van God moes vertel, hulle wat vir die volk van God op die pad moes rig, waarop God wou gehad het hulle moes wandel, en dit is hulle wat doof en blind geword het. Die groot probleem van die mens op aarde tot vandag toe is geestelike blindheid. En God beloof in vers 16 dat hy vir die wat wil sig sal gee, lig sal gee. En hier in vers 18 tot 20 spreek hy die blindheid van sy eie mense aan, sy eie knegte, sy eie boodskappers, mense wat veronderstel is om te kan sien, blindheid onder die mense van God as gevolg van blindheid onder die leiers van God. Geestelike blindheid is 'n prominente tema beide in die Ou en in die Nuwe Testament. Geestelike blindheid onder gewone mense en geestelike blindheid onder God se geestelike leiers. Dit is 'n prominente tema. Ons vind dit reg deur die Ou Testament. Dit was so in ons Heiland se dag. Dit was so in Jesaja se dag en dit is so tot vandag toe. In Matteus 15 vers 14 sê ons Heiland vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, hy sê van hulle die volgende: laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei saam in die sloot val. Seker van die mees striemende woorde wat ons Heiland ooit gespreek het teen die fariseërs en die skrifgeleerdes, vind ons in Matteus 23 vanaf vers 15, waar hy vir hulle reguit sê: wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel.
2 maal erger as julle self. Wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel wat die goud heilig? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks, maar elkeen wat sweer by die gawe, bo op die altaar, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die gawe of die altaar wat die gawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles wat daarop is. En wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom wat daarin woon. En wie sweer by die tempel, sweer by die troon van God en hy wat daarop sit. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, vers 24, blinde leiers, julle wat die muggie uitsif en die kameel insluk. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon. In Lukas 4 verklaar die Here Jesus self dat hy gekom het en dat deel van sy roeping is om die blindheid van mense te kom herstel. En ons praat nie van fisiese blindheid nie. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, Lukas 4 vers 18, om die evangelie in die armes te bring, om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig. Die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Petrus in die Nuwe Testament beklem die belangrikheid van geestelike sig, dat 'n mens geestelik moet kan sien. 2 Petrus 1 vers 5 tot 9, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie. En ons kom weer terug hierna. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. In Openbaring sê die Here Jesus aan die gemeente in Laodicense vers 17 en 18 van hoofstuk 3, jy sê ek is ryk en het verryk geword, julle ken almal hierdie verse, en jy weet nie dat dit jy is, wat beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te kom koop. Dan praat hy van die salf, sodat julle kan sien. Die meeste mense is geestelik heeltemal blind en oningelig, en die meeste mense vrywillig so, want mense wil nie sien nie, want as hulle sien, moet hulle self bekeer, en hulle moet erken dat daar 'n koning in die hemel is wat oor die mense regeer, en die meeste mense wil hulle lewens self regeer. Maar geopende oë, geestelik geopende oë, is 'n belangrike tema in die woord van die Here. Daar is 2 soorte van geestelik geopende oë in die woord van die Here. In die eerste plek is daar die verkeerde soort van geopende oë. In die okkulte en in die koninkryk van die duisternis is daar ook geopende oë. Die sogenaamde derde oog. Die siener, die towenaar, die een wat sien en praat deur bose geeste, die spiritus, die heks, almal van hulle het 'n geopende oog om in die geestelike wêreld van die duisternis te kan sien en te kan opereer. Is verkeerd, maar is 'n oop oog. Ons lees van een so 'n persoon in die boek Numeri. Numeri 24 vers 1, luister mooi na die woorde. Toe Biliam sien dat dit goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar het sy gesig na die woestyn gedraai. Was Biliam 'n profeet van God? Nee, hy was 'n towenaar. Hy het die vermoë gehad om geestelik
te sien, maar op die verkeerde manier. Toe Biljam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. Nie omdat hy 'n kind van God was, of omdat hy geesvervuld was nie, maar omdat God vir hom gesê het, jy sal my volk seën, jy sal hulle nie vloek nie. En hy het sy spreek aangehef en gesê, Biljam die seun van Beor spreek, die man met die geopende oog spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Kyk, hy kom hou homself nou heel profeties op. Maar wat hy sê is, ek het die vermoë om in die geestelike realm te sien. Maar Biljam was nie aan die regte kant van God nie. In vers 15 en 16 van Numeri 24 herhaal hy hier die woorde, ek is die man met die geopende oog, ek kan sien, ek kan hoor. Vriende, hierdie is beslis nie die geopende oë van blindes waarvan God in Jesaja 42 praat nie. Hierdie is bonatuurlike, okkultiese vermoëns waarmee mense speel ten koste van hulle siele. En dit is beslis nie wat God in gedagte het vir sy kinders nie. Wanneer ons in die Nuwe Testament kom, dan sien ons dat Petrus gee vir ons duidelik meer inligting oor Biljam en sê vir ons in wie se geselskap was Biljam. 2 Petrus 2 vers 12 tot en met vers 17, maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid ten gronde gaan, en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordadige genot, hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hulle bedrieërye as hulle met julle saam smil, met oë vol oorspel wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. Nou vers 15, hulle die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Biljam, die seun van Beor, wat die loon van die ongeregtigheid liefgehad het, maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het, die stom lasdier het met die stem van 'n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. En dan sê in vers 17, hulle is waterlose fonteine, miswolke, voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Biljam was nie 'n kind van God nie. Biljam het nie geestelike oop oë gehad, soos wat Jesaja 42 sê, God wil ons oë open nie. Biljam was met die okkulte de mekaar. Hy het sy oog in die verkeerde geestelike wêreld oopgehad. Dis 'n hele boodskap op sy eie, as 'n mens wil praat oor wat alles in daardie wêreld aan die gang is. Wat is dan die regte soort geopende oog, volgens die woord van die Here? Numeri 22 vers 31 in hierdie selfde gedeelte. Toe open die Here die oë van Biljam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand, en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. Jy sien, wanneer God jou oë open, dan sien jy nie allerhande goed wat in die okkulte aangaan nie. Jy sien die krag van God. 2 Konings 6 vers 17, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, die diensknegt, hulle is omring, daar's vyande rondom hulle, hy sê, Here, open sy oë dat hy kan sien, en die Here die oë van die dienaar geopen, en hy kon sien, en die berg was vol van perde, en van waans, en van vuur. Psalm 119 vers 18, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Psalm 146 vers 8, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die op wat geboë is, die Here het die regverdiges lief. In Lukas 24 vind ons hier die interessante gesprek tussen ons heiland en die Emmausgangers. Vanaf vers 44, hulle het geloop, hulle het gesels,
En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses, en die profete, en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af verder, en julle is getuies van hierdie dinge. Handelinge 26 getuig Paulus voor koning Agrippa. Hy sê, maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn. Hy vertel vir koning Agrippa wat God aan hom vertel deur sy gees. Hy sê, ek het aan jou verskyn en jou bestem tot 'n dienaar en 'n getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge wat ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos het uit die volk en die heidene na wie ek jou sal stuur. Vers 18, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my, vergifnis van sonde, en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. In Efesiërs skryf Paulus ook van hierdie geestelike oë, en hy noem dit hier, verligte oë van julle verstand. Net soos wat die Here Jesus die verstand van die Emmausgangers geopen het om die skrifte te verstaan. Efesiërs 1 vers 15, daarom van het ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Vers 18, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid is van sy krag, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom met die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Nou ek weet, is baie inligting en baie verse, maar hou net vas, ons gaan dit nou by mekaar bring. Die enigste veilige manier om geestelik geopende oë te ontvang, is wanneer God ons oë open. Enige ander vorm van geestelike oë open is gevaarlik en nie van God af nie. So hoe open God dan ons oë geestelik op die regte manier? Nommer 1, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons by die Here uitkom met wedergeboorte, eerste ding wat gebeur is, God vervul ons met sy Heilige Gees. Dis die heel eerste ding. God kan nie jou geestelike oë open, as die Heilige Gees nie binne in jou inkom nie. Die Heilige Gees van God moet in jou hart kom woon, moet in jou wese kom tuis, homself kom tuis maak, moet die koning en die Heer en die meester van jou lewe word. Tweede ding, dan breek die Heilige Gees van God vir ons sy woord oop. En dit is dit. Dis nie bonatuurlike gesigte en visioene en al hierdie dinge nie, vriende. Julle weet, ek het dit al vir julle gesê, ek verwerp alle buitebybelse visioene. Die openbaringe van God het gestop op die eiland van Patmos. Die lig wat God vir ons wil open, is wat in sy woord aangaan, en ons sal nou sien waar die fokus van daardie lig is. Wat ons veronderstel is om te sien en te verstaan in hierdie bedeling, is alleen dit wat hier staan. Dis dit. Net die skrif. Sola scriptura. Net die skrif. Om meer te wil sien as wat God aan ons geopenbaar het in sy woord,
is dieselfde versoeking wat Adam en Eva beleef het in die tuin van Eden. Julle sal soos God wees. Julle sal alles sien, julle sal alles weet. En dit is die versoeking van die okkulte. Dit is die versoeking van die wêreld van die duisternis. Julle sal hierdie spesiale magte hê. Julle sal kan sien wat ander mense nie sien nie. Julle sal kan doen wat ander mense nie doen nie. Julle sal kan toer en mense sal kan met hierdie astrale projeksie en al hierdie dinge rond beweeg en julle sal tekens en wonders kan doen en julle sal insig hê wat ander mense nie het nie. Sê vir my, hoe is dit anders as die versoeking in die tuin van Eden? Om soos God te wees, om bonatuurlike kragte te hê, om te kan sien in die geesteswêreld, om te kan weet wat ander nie weet nie, om spesiale kennis te hê. Dit is die kern van die okkulte. Een van die kenmerke van die meeste kultusse is dat dikwels sê die stigter van hierdie kultusse, hulle beweer dat hulle 'n buitebybelse openbaring van God ontvang het. Een goeie voorbeeld is die Mormone. As jy 'n bietjie gaan oplees oor die Mormone, dan sal jy agterkom, hulle stigter Joseph Smith, hy beweer dat 'n engel van die Here met die naam Moroni aan hom verskyn het en vir hom gesê het, die Here het 'n nuwe verbond met die mens en dit is op goue plate geskryf en dit blykbaar vir hom gewys waar dit is. En daar het jy dit nou. Miljoene Mormone wat in totale afgoderry leef. Hierdie is gevaarlik, vriende. Wanneer God in Jesaja 42 en op verskeie ander plekke beloof dat hy die oë van die blinde sal open, is dit slegs vir dit wat in sy woord staan, geopenbaar deur die Heilige Gees, en dit is al wat ons nou veilig kan en moet weet, en die begeerte om verby dit te gaan, is gevaarlik en lei tot sonde en dwaling. En met die toegang tot die inligting wat ons deesdae aan ons moderne sosiale media het, is die versoeking daar. Mense wil meer weet, en mense lees en leer en kyk en jy weet, gaan op gebiede waar hulle nooit moes gegaan het nie. Buitekant die grense van God se woord. Ek sê weer, vir my as 'n leraar bly dit sola scriptura. Wat wys die woord van God dan vir ons? Waartoe open die woord van God deur die Heilige Gees ons oë? Waar is die fokus van die skrif? Kom ons kyk gou-gou. Kom ons lees net hoe ons Heiland dit aan die Emmausgangers sê. Lukas 24 vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Hier maak hy hulle geestelike oë oop. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af, en verder. En daar het jy dit. Daar is die fokuspunt van die hele skrif. Die hele Ou Testament werk op na Golgotha en Christus se offer. Die hele Nuwe Testament is gebou op sy opstanding en werk op na sy ewige troon toe. En dis dit. Dis die fokus. Dis die lig. Niks anders nie. Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jesus Christus as die enigste naam waardeur ons gered kan word. Jesus Christus die hoop van die wêreld. Jesus Christus die ewige koning. Dis al wat ons nou moet weet en dis al waar ons nou moet fokus. Dit is die lig. Dit is wat ons moet sien. Dit is waar God wil hê ons moet fokus. Dit is die enigste plek waarop die nederige diensknegte van die nederige dienskneg wat ons is die nederige knegte van die nederige dienskneg. Dis die enigste plek waar ons fokus. Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die versoeking is altyd daar om meer te wees, meer te weet. Baie Christene soek na visioene en gesigte, wil sien in die geesteswêreld.
Baie mense beweer dat hulle visioene gesien het oor wat God in Suid-Afrika gaan doen ensovoorts. Ek steur my nie aan daai dinge nie. God het alles wat hy klaar gesê het, wou sê, het hy klaar gesê in sy woord. En vir my is dit gevaarlik. Want al waarop ons moet fokus, is wie hy is. Al waarop ons moet pyns, is wie hy is. Al waarop ons aandag moet vestig, is wie hy is en wat hy vir ons gedoen het, sodat ons daardie waarheid kan oordra aan ander mense, sodat hulle oë ook kan open om te sien wie die Christus is. Wanneer ons dit duidelik sien en wanneer ons dit duidelik verstaan, dan sien ons vir die eerste keer werklik. Jy moet eers, God met jou oë open, sodat jy eers kan sien, jy's 'n sondaar. Daar's 'n gekruisigde heiland, maar hy het opgestaan, en hy leef, en hy kom eendag weer, hy is die koning van die konings, en hy kan jou help, as die lig van dit in jou gees en in jou siel wakker geword het jou geestelike oë oopgegaan, en kan God vir die eerste keer jou siel red. En dan kan jy, nadat God jou gered het vir die eerste keer, iemand anders na hom toe lei. Maar in hoeveel kerke vandag in Suid-Afrika en in die res van die westerse wêreld, is daar profete en apostels en pastore, wat vir mense vertel van wat die Here vir hulle gaan doen, en hulle het hierdie visioene gesien, en daai gesigte, maar die persoon is ongered. Die persoon ken nie die Here Jesus nie. Die persoon het nog nooit by die kruis uitgekom nie. Die verkeerde lig word aangesit. Dan gee Jesaja vir ons in die laaste paar verse van hierdie hoofstuk, vers 21 tot 25, wat julle self kan lees. God se mense het hierdie oor hulle self gebring, hulle is beroof, hulle is geplunder, hulle is gebonde in kerkers, verborge in gevangenis, hulle het 'n buit geword. God moes hulle oorgee aan ellende en duisternis, hy moes dit rondom hulle aan die brand steek, en niemand anders was te blameer, behalwe hulle self nie, en dis tot vandag toe so. Mense se lewens val uit mekaar. Mense strompel in hulle blindheid rond. Mense is in geestelike duisternis. Die oplossing is daar, die lig is daar, maar mense weier om te sien. Johannes 1 sê dit mos vir ons so duidelik, ek is amper klaar. In hom was lewe, Johannes 1 vers 4, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. In vers 8 sê hy was nie die lig nie, Johannes was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. En dan sê Johannes 3, hierdie hartseer woorde, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Wie het in die wêreld gekom? Ons heiland, hy is die lig. Maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig. Wat is dan die werk van hierdie nederige diensknegt? En ek sluit af. Vers 16. Ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie, en hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit, en die hobbelagtige plekke gelyktes. En dit is die dinge wat ek doen en nie nalaat. Let mooi op, vriende. Let mooi op. Hierdie lig, hierdie weg, is nie een of ander spesiale kennis nie. Dis 'n persoon. Jesus is die lig. Hy is die weg. Hy is wat die mens moet sien. Niks anders nie. Nie een of ander verborgenheid wat aan jou geopenbaar word nie. Hierdie is die verborgenheid wat die mens moet sien, is dat die Here Jesus gekom het om te sterwe, en om ons te red, en om ons op te tel, en dat hy eendag vir ewig oor alles sal heers. Dis die verborgenheid, dis die ligte wat moet aankom in mense se lewens. En dis al.
Geen spesiale kennis en spesiale openbaringe en visioene van wat oor 10 jaar in Suid-Afrika gaan gebeur en wat in die wêreld gaan gebeur nie. God het klaar vir ons gesê wat in die wêreld gaan gebeur. Ons het niks meer nodig nie. Wat is sy werk? Om aan blindes sig te gee. Geestelike sig. En wat sal hulle sien? Dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. En dat niemand deur die Vader sal gaan as deur hom alleen nie. En dit is al wat ons moet sien. En vir nou is dit meer as genoeg. Weet wat gebeur dan? Die oomblik wanneer mense dit sien en aangryp, gaan die deure van hulle gevangenisse oop. Dan begin die lig skyn op donker plekke in hulle lewens. En dis die fokuspunt. Hy en hy alleen. Kom ons bid saam. Dankie dat U ons oë wil open, Here. Nie tot nuwe openbaringe en selfverheerlikende visioene, gesigte en al die vreemde dinge wat ons deesdae in die kerk sien nie. Dankie dat U ons oë wil open vir wie U werklik is. Ons weet te min van U, Here. Ons fokus te min op U. Ons moet U woord bestudeer en U vra om vir ons verligte oë van ons verstand te gee. Ons moet vra, Here, dat U ons verstand sal open om die skrifte te verstaan en om te sien wie U is. Wie U nog gaan wees en die grootheid van U heerlikheid. Sal U ons help, Here. Open ons oë dat ons U kan sien soos wat U werklik is. Ons bid vir hulle wat in duisternis sit vanmôre, wat miskien na hierdie video luister, en wat al soveel antwoorde gesoek het, en soveel keer gaan aanklop het vir hulp. Open hulle oë, dat hulle kan sien, U is die weg, U is die lig, sodat hulle U kan aangryp, en hulle gevangenisse kan oopgaan. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen.